Hartlik goeienaand, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. In hierdie pragtige aanduur is dit ons voorreg om stil te kan word rondom die woord van die Here. Vanaand het ons 'n spesiale uitsending wat gaan aansluit by ons lydingstyd van die kerklike jaar, waar ons die gebeure voor en tydens die kruisiging van Jesus Christus gaan herdenk. Mag hierdie spesiale uitsending van vanaand vir jou tot baie groot seën wees. Kom ons begin hierdie geleentheid in die naam van die drie-enige God. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus onse Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons luister vanaand na hierdie pragtige lied en ons gee aan die Here die eer. Markus 14, vers 32 tot 42, wat handel oor die gebeure daar in die tuin van Getsemane. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. En hy kom en hy vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. En toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir die 3de keer en sê aan hulle, slaap maar voort en rus. Dit is genoeg. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Ons lees net tot sover. Broeder en suster, Jesus bevind hom hier in die tuin van Getsemane, net buitekant die stad, aan die buitekant van die stadspoorte,
was daar 'n tuin wat aan die hange van die Olyfberg was. As 'n mens in Jerusalem en in daardie area kom, is dit baie heuwelagtig. Jerusalem is gebou so half op 'n heuwel. En as jy by die stadsmure uitgaan, is daar groot hekke. En as jy deur daardie hekke gaan, kry jy 'n spruit wat genoem word die Kidron-vallei of die Kidron-spruit. En as jy deur die spruitjie gaan teen die oorkantste helling uit, vind jy die Olyfberg. En aan die hange van daardie Olyfberg kry 'n mens die tuin van Getsemane. Nou broeder en suster, hierdie woord Getsemane is 'n Hebreëse woord wat beteken olyfpers. In hierdie tuin van Getsemane is daar baie olyfbome. En hierdie olyfbome was gebruik gewees om olywe te pluk, nie net om te eet nie, maar dit is ook uitgepers vir die olyfolie. En hierdie olyfolie is gebruik om kos mee te maak. Dit is gebruik om aan jouself te smeer as 'n tipe medisyne of 'n baie goeie geneesmiddel. Hierdie olie is ook gebruik vir olielampies waarin hulle dan ook 'n put ingesit het sodat dit amper soos 'n kers gewerk het met 'n vlammetjie wat hierdie olyfolie gebruik. Hierdie olyfpers wat hierdie olyfolie uit die olywe uitdruk, moes 3 keer oorgepers word om suiwer olyfolie te kon kry. Die eerste keer se pers van hierdie olie het 'n goeie graad olyfolie na vore gebring, maar dan wanneer die tweede keer se pers plaasvind, was dit 'n beter graad, en dan die derde keer se pers van hierdie olywe het die heel beste graad olyfolie na vore gebring. Kom ons kyk net hoe lyk so 'n olyfpers, laat die mense net kan sien. Dit is hoe 'n olyfpers lyk. Ons het 'n groot ronde klip wat in die ronde draai op 'n onderste deel wat 'n mens maar die bak noem. En in die bak hieronder het hulle al die olywe gegooi wat gepluk is daar in die tuin van Getsemane. En hier in die middel sal jy sien is daar so 'n dwarsbalk, of ons kan dit maar noem 'n stok. Kom ons noem dit maar 'n balk. En dan het iemand aan hierdie kant gestaan en in die ronde rondom hierdie bak geloop terwyl hulle daardie balk druk. En dan het hierdie ronde klip in die ronde beweeg en hierdie olywe is dan uitgepers vir die olie. En die naam Getsemane beteken olyfpers. Daar was so 'n olyfpers binne in die tuin van Getsemane waar hulle die olywe se olyfolie kon uitdruk. Nou broeder en suster, as ons na die volgende beeld kyk, sal jy sien, hier is olyfbome wat vandag nog in die tuin van Getsemane staan, wat meer as 2000 jaar oud is, en heel waarskynlik daar gestaan het, toe Jesus destyds daar gebid het. En kan 'n mens vandag nog in die tuin van Getsemane hierdie 2000-jarige olyfbome daar gaan besoek. En wat wonderlik is, hulle groei nog, en hulle dra nog olywe. Die volgende beeld is 'n ander foto van die tuin van Getsemane, wat vir ons 'n baie mooi beskrywing gee van die rustigheid en die kalmte wat daar in hierdie tuin geheers het. So dit was die gebruik gewees in die Bybelse tyd dat die mense van die stad, wanneer die gewoel en die werskaf van die dag verby was en dit begin aand word of skemer word, het daar baie mense na die tuin van Getsemane toe gegaan om rustig te word, om die dag af te sluit, maar dit was ook die gebruik vir die Christene dat hulle gereeld daar na toe sou gaan aan die einde van die dag om te gaan bid en om stil te word, om rustig te word in die teenwoordigheid van die Here en om met die Here te praat. En dan ons laaste foto, daar sien ons is iemand besig om rustig te word in die tuin van Getsemane en om tyd saam met die Here ook daar te gaan spandeer. Nou as ons na ons teks kyk spesifiek, sien ons dat toe hulle in die plek kom met die naam van Getsemane,
het Jesus vir sy disippels gesê, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. Hy het vir hom eenkant 'n plek gaan soek, daar in die tuin van Getsemane. Hy wou stil word. Hy wou in die teenwoordigheid van sy Vader wees, want hy het geweet wat kom. Jesus het geweet, die kruis lê voor. Hy het geweet, hier gaan 'n verskriklike lyding op hom kom. Hy was bang. Ons lees hier in vers 33, hy het Petrus en Johannes en Jakobus saam met hom geneem, en hy was baie ontsteld, en hy was benoud. Hoekom was Jesus bang? Want hy het geweet, die kruis lê voor hom. Die verskriklikste dood wat jy ooit in jou lewe kon beleef, die ergste straf wat enige mens opgelê kon word, was voor die deur. Hy was benoud tot die dood toe. Maar hy was nie net benoud nie. Vers 34 sê hy vir sy disippels, my siel is ook diep bedroef tot die dood toe. Jesus was hartseer. Hy was vreesbevange. Hy was benoud. Hy was hartseer oor dit wat gaan kom. Sy lewe op aarde is verby en hy weet hy gaan sy disippels nie weer in hierdie vorm waarin hy nou was ooit weer sien nie. En hy het geweet dat hierdie kruisgebeure 'n gebeure van baie groot smart vir hom sou wees, wat baie trane sou veroorsaak het. En hy het verder gegaan en hy het op die grond gaan neerbuig en daar het hy gaan bid in die tuin van Getsemane. Hy was bang en hy vra vir sy Vader, as dit moontlik was, dat hierdie uur by hom kan verbygaan. As dit moontlik is, Here, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar broeder en suster, een ding vra hy van sy Vader. Nie wat ek wil nie, maar wat U wil. 'n Totale oorgawe aan sy hemelse Vader. Here, dit gaan nie hier oor my nie, maar dit wat U vir my beplan het. My doel wat U hier op aarde vir my kom gee het, dit wil ek nakom. Daarom, Here, nie wat ek wil nie, maar my Vader wat U wil. Laat dit geskied. Broeder en suster, as ons na hierdie hele houding van Jesus kyk, hier in die tuin van Getsemane, wys dit ook vir ons, hoe ek en jy in afhanklikheid van ons hemelse Vader moet lewe. Jesus is ons voorbeeld. Jesus wil graag hê dat ons tyd saam met ons hemelse Vader moet spandeer. Na 'n besige dag van werk en van handearbeid en van soeg en sweet, moet ek en jy kan stil word op 'n baie spesiale plek waar ons met ons Here kan praat, waar ons kan bid. Daar is groot krag in gebed. En wanneer ek en jy bid, dan kan ons die dinge van hierdie wêreld hanteer. Maar as ons nie bid nie, gaan ons dit nie kan hanteer nie. Ons lees hier dat ons Here Jesus Christus vir sy disippels gevra het, bid en waak saam met my, want ek is bedroef tot die dood toe. Ek is ontsteld, ek is benoud. Bid saam met my. En die disippels was nie in staat gewees om dit te doen nie. Hulle raak in die slaap, dalk daar onder 'n boom, en toe Jesus daar by hulle die eerste keer kom, vra hy dan ook vir Simon, slaap jy, Petrus? Was jy dan nie in staat om net 1 uur wakker te bly en saam met my te waak en te bid nie? Dis my krisisuur in my lewe en jy kan nie eers saam met my waak en bid nie. En hy moedig hulle aan, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nou broeder en suster, elkeen van ons weet dat versoekings deel van ons lewe is hier op aarde. Nie net versoekings nie, maar ook beproewings. Ja, daar is tye in 'n mens se lewe wat jy deur geweldige krisisse gaan. Wat moet ek en jy doen? Ons moet bid. Jesus moedig ons aan, waak en bid. Gaan na jou hemelse Vader toe, gaan na jou tuin toe.
jou Getsemane, waar jy in teenwoordigheid van die Here kan bid en vra, Here, ek is in 'n krisis, ek is in 'n groot moeilikheid, ek is dalk in versoekings, ek is in hartseer, gryp vas in gebed na jou hemelse Vader. Dit moet ek en jy doen. Waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. En ons lees dat Jesus toe vir 'n tweede keer weg is, en hy het vir 'n tweede keer gaan bid. Hy gee nie moed op nie. Hy weet sy uur het aangebreek. Jesus is bang. En hy gaan na sy Vader toe met dieselfde woorde en hy bid daar. En toe hy 'n tweede keer terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, sê ons teks in vers 40. En hulle het nie geweet wat om vir Jesus te antwoord nie. Hulle stel hom teleur. Hulle kan nie eers 'n uur saam met hom waak en bid nie. En Jesus het 'n derde keer gegaan en hy het gaan bid tot sy hemelse Vader. Hy volhard in gebed hier in sy krisisuur. Uit ander teksgedeeltes lees ons dat sy sweetdruppels soos bloed geword het. So bang was hy vir dit wat sou kom. In die Lukas Evangelie lees ons dat daar 'n engel uit die hemel op daardie stadium na hom gekom het om hom te versterk in hierdie uur. Want die disippels was nie in staat om saam met hom te waak en te bid nie. En toe Jesus die derde keer kom, vind hy hulle weer in die slaap. En toe maak hy hulle wakker en sê vir hulle, dit is nou genoeg. Die uur het aangebreek. Die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Judas met die Romeinse soldate was reeds op pad om hom hier gevange te neem in die tuin van Getsemane. En daarom sê Jesus, staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Nou broeder en suster, wanneer mense gedeeltes soos hierdie lees, dan wys dit vir ons deur watter geweldige smart en benoudheid en angstigheid Jesus gegaan het in sy lewe. Hoekom? Dit was ter wille van my en jou. Want hy het die sonde aan die kruis kom dra. Hy het die straf op die sonde kom dra. Hy het die hele wêreld se sonde op hom kom neem. En dis 'n geweldige groot las. Dit was 'n groot taak. Daarom was hy so hartseer. Daarom was dit vir hom so moeilik. Daarom was hy so benoud en was hy bang. Maar hy het geweet hy moes dit doen, want dit was die doel waarvoor sy hemelse Vader hom na hierdie wêreld toe gestuur het. Daar was nie 'n ander pad vir hom nie. Dit was sy pad. Hy moes daardeur. Al was dit hoe swaar, al was dit hoe moeilik, hy moes dit doen, sodat ek en jy vrygespreek kan word. En ons weet natuurlik, dat Jesus Christus hierdie taak verrig het, omdat dit die wil van sy hemelse Vader was. Hy was bereid om homself oor te gee, homself te verneder, homself as offerlam te gee, omdat dit sy Vader se wil was. En daarom bid hy, Here, as dit moontlik is, laat hierdie uur by my verbygaan, maar nogtans nie soos wat ek wil nie, maar soos U wil. Ons sien hier die wonderlike verhouding wat hy met sy hemelse Vader het. En wat doen hy in sy krisisuur? Hy gaan na 'n stil plek en hy gaan bid. Nou broeder en suster, ek weet nie waardeur jy tans in jou lewe gaan nie. En wat jou krisisuur in jou lewe is nie. En ek weet nie tans hoe moeilik dit vir jou is nie. En soms weet ons dat beproewings en versoekings nie net 'n dag of 2 kan duur nie, dit kan jare duur. Wat moet ons doen? Ons moet bid. Ons moet na ons hemelse Vader gaan. Na ons tuin van Getsemane. Ons moet ons aan die Here gaan toewy. Ons sal krag ontvang, ons sal sterkte uit die hemel ontvang, ons sal daardeur kom.
God se krag dra ons. Jesus het nie hier gevou in die grootste druk op sy lewe nie, maar hy het volhard in gebed. En ons sien hy's versterk uit die hemel deur 'n engel. En hy kon deur hierdie hele proses gaan, deur God se krag wat uit die hemel aan hom gegee is. Broeder en suster, volgende Sondag gaan ons met die tweede deel voort, wat gaan handel oor Jesus se gevangeneme en dan in die besonder sy verskyning voor die Joodse Raad. En mag hierdie boodskap van vandag en dit wat volg in hierdie volgende Sondag of 2, mag dit ons almal aanmoedig om aan Jesus getrou te bly en om dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons gedoen het. Laat hy ook die voorbeeld wees, wat ons moet doen in krisisure, in versoekings en beproewings, en mag ons sy voetspore navolg en sy leiding volg elke dag in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, vanmôre buig ons voor U neer, met harte wat oorloop van dankbaarheid en van waardering vir dit wat U vir ons kom doen het. Jesus Christus was in groot benoudheid en angs en hy was baie bang daardie aand voor sy kruisiging. Dit was 'n moeilike tyd. Die grootste druk was op hom. Sy sweet terwyl hy bid het soos bloeddruppels geword. Maar Here, U het hom krag gegee om daardeur te kom, sodat hy vir ons die hoogste prys kon betaal, dat ons vandag hier kan wees en met dankbaarheid kan terugkyk oor hierdie gebeure. Here, wil U gee dat hierdie gebeure ons nie onaangeraak laat nie, maar dat dit ons harte aangryp, dat ons kan dankbaar wees en gelowig vir Jesus kan aanneem en vir hom kan lewe. Bevestig U woord, Here, in ons lewens. Dankie dat ons die voorreg het van gebed en dat ons tot U kan kom in alle omstandighede en dat ons kan weet, uit die hemel uit sal ons versterk word. In hierdie lydingstyd bid ons, Here, dat U al hierdie gebeure in ons harte sal inplant en bevestig en dit vir ons 'n werklike tyd sal wees van geestelike groei en toewyding. Dankie dat ons in hierdie tyd oor al hierdie gebeure kan nadink. Ons eer U daarvoor. En nou wil ons vra, Here, dat U ons as gemeente ook sal laat groei in die geloof en dat U self hierdie woord in ons lewens sal bevestig en sal laat groei, sodat ons geloof sterker kan word. Dat ons geloofslewe nie maar sommer net iets op 'n wenslysie is, wat afgetik kan word nie. Maar Here, dat ons werklik toegewyd kan wees aan U. Dat U vir ons alles is. Dat U ons hartsbegeerte elke dag is. En dat ons dit wat ons in die woord leer, kan gaan toepas in ons lewe. Laat U Heilige Gees ons oorspoel vandag. Laat hierdie boodskap, Here, ons nader na U toe trek. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons troue Verlosser en Saligmaker.